Goeiemôre en baie welkom by ons volgende gesprek in die reeks waarom die Christendom moet wakker word of uitsterf. Vandag is 'n baie interessante onderwerp waaroor ons praat. Ons praat oor Christus en ons gaan kyk na die Messias, want baie sê Jesus was die Messias en ons gaan kyk na die konsep van die Christus in volgende video's om die verskil te verstaan tussen die twee en hulle dan van toepassing te maak op Jesus indien ons wel dit kan doen. Vandag wil ek begin deur 'n baie interessante artikel vir julle te lees wat verskyn het in die New York Times baie jare gelede. Dit het in 1959 verskyn toe 'n 21-jarige Kanadese teologiese student met die naam van David Fearon 'n brief geskryf het. En dit is toe gepubliseer ook in die New York Times en dit is vandag beskikbaar by Yale Universiteit se archives. So as jy my nie glo nie, kan jy daarna toe gaan en die brief daar gaan lees. So dit is ongelukkig in Engels, so ek sal dit baie duidelik en stadig lees en dan ietsie daaroor sê daarna. It wasn't any old letter, hierdie brief wat David Fearon dan geskryf het nie. It was a secret letter to Luther Weigel. Nou Luther Weigel was die hoof van die komitee wat die Bybel in Engels vertaal het en hulle het die RSV of the Revised Standard Version vertaal in die vroeë 1940s. Dit het 6 jaar gevat. Hulle het begin in 1946 en hulle was 32 van die beste professore en wat bymekaar gemaak is van 20 verskillende teologiese fakulteite reg deur die VSA en Kanada. En hulle het hierdie komitee gevorm en dan nou hierdie RSV, Revised Standard Version, vertaal in die 1940s. The committee's goal was to create a readable and accurate modern English translation. En dit is dan ook die vertaling wat ons vandag in die meeste in die United Church en hier in Kanada gebruik, is juis hierdie vertaling. Following 6 years of work, the RSV was published in 1952. It quickly became the go-to translation of the Bible for Christians across the USA, Canada, and across the world. And as we know, no translation is perfect. So wat hulle gedoen het, en hoekom hierdie artikel van so kardinale belang is hierdie ou skryf vir hulle, en hy sê vir hulle, but those scholars got something terribly wrong when for the first time ever in a Bible translation they used the word homosexual. And that we can find in 1 Corinthians 6 verse 9 to 10 in the RSV or the Revised Standard Version van die Bybel. So dit is die eerste keer wat die woord homoseksueel dan in die Bybel vertaal word is in 1946 met hierdie vertaling. Toe skryf Fearon, hy is 'n 21-jarige student wat hierdie brief skryf vir hierdie 32 professore van verskillende fakulteite wat hierdie vertaling gedoen het en hy skryf die volgende. In his letter, Fearon, just a 21-year-old student writing to one of the most prominent theologians in North America, pointed out the committee had mistakenly combined the Greek words malakoi, meaning soft or effeminate, and arsenoikoitai, men having sex with men, typically in an exploitative context, and translated them as homosexual. So wat Fearon sê, is hy sê hulle het hierdie 2 Griekse woorde, waarvan nie een van die 2 homoseksueel beteken nie, want dit gaan oor totaal iets anders, en hulle kombineer daai 2 woorde, hulle gooi die oorspronklike betekenis weg, en hulle vat die Engelse woord homosexual of die Afrikaanse woord homoseksueel, en hulle vertaal dan 1 Korintiërs 6 daarmee. Nou skryf hy verder, Fearon pointed out that those words actually had more to do with power imbalances and the abuse of young male sex workers in Corinth in the 1st century than with same-sex relationships in the 20th century. So Fearon sê hier duidelik vir hulle. As jy 1 Korintiërs 6 gaan lees, dan sal jy sien dat dit het te doen met magsmisbruike en dit het dan veral te doen met ouer mans wat
jonger seuns onder hulle vlerk geneem het om hulle toe te rus vir die lewe wat wag en hulle dan seksueel misbruik het en dis teen daardie magsmisbruik wat Paulus dan skryf in sy brief aan Korintiërs. En hy skryf dan nou hierdie brief aan. Nou, after receiving the letter and some additional correspondence between Fearon and Weigel was die hoof van die vertalingskommissie, the committee agreed they had made a mistake and said they would make a change. So die committee het in 1959 erken, ons het 'n fout gemaak. Hierdie is 'n verkeerde vertaling, ons sal dit korrigeer. Dan kom hulle terug en hulle sê, nee, maar ons kan dit nie korrigeer nie, want ons het 'n kontrak met die publikasieagentskap wat hierdie Bybel nou gaan publiseer en ons werk hier op 'n tydlyn, jy weet alles gaan ons altyd oor tyd en ons kan nie nou teruggaan en dit gaan korrigeer nie, want ons het nie tyd daarvoor nie. So hierdie Bybel moet nou maar so gaan en ons sal hom dan nou maar so vertaal en dan later, en hulle het ook gesê wanneer later, 1971, so dit is 11, 12 jaar later sal hulle dan nou weer kyk hierna en dan sal hulle dit dan nou regmaak. Die probleem is dat met hierdie verkeerde vertaling het die Bybel 'n wapen, 'n heilige wapen in die hand van baie Christene geword om mense met 'n ander seksuele oriëntasie dan uit te skuif, te verklaar dat hulle hel toe gaan. Hulle kan nie deel wees van die koninkryk van God nie en julle hoor in hoeveel kerke sê jy sulke preke hoor ook in die Afrikaanse wêreld van hoe sleg homoseksuele mense is. As jy 'n ander seksuele oriëntasie as heteroseksueel het, hoort jy nie in die vergadering van die geheiliges nie. En dis als gebaseer op 'n verkeerde vertaling wat die vertalers erken het, ons het 'n fout gemaak. Ons kon dit nie so vertaal het nie. Ons moes 'n beter job gedoen het, maar hulle het nie. Hierdie sou vir ons totaal verlore gewees het as dit nie was vir 'n dame met die van Ruggiu wat 'n dokumentêr geskiet het oor hoe die Bybel 'n wapen in die hand van fundamentele Christene geword het teen mense met 'n ander seksuele oriëntasie. En sy het hierdie brief gekry in die Yale Universiteit se archives en dit weer na vore toe gebring, so onlangs as 5 of 6 jaar gelede. En sy het dan 'n dokumentêr gemaak met die titel van 1946, The Mistranslation That Shifted Culture. En jy kan na hierdie dokumentêr gaan kyk op die website 1946themovie, een woord, .com, 1946themovie.com. En in hierdie dokumentêr verduidelik sy hoe hierdie vers en ander verse in die Bybel, nadat dan so absoluut brutaal verkeerd vertaal is, 'n wapen geword het in die fundamentele Christense wapenmondering om 'n sekere 'n minderheidsgroep binne die samelewing eintlik hulle, jy weet, target te maak en hulle dan as die sondebok uit te wys, terwyl hulle eintlik nie na hulle eie gebreke kyk en opvolg nie. Dit is 'n briljante stuk werk hierdie wat amper vir ons verlore gegaan het. Ek kan ook net noem dat Fearon het toe klaar gestudeer en hy het 'n predikant geword in die United Church of Canada, waar ek ook vandag 'n predikant is, en hy word ongelukkig nie erken as een van die heroes van die geskiedenis nie, want hy was 'n 21-jarige teologiese student wat opgestaan het teen 'n vertalingskommissie van 32 professore en vir hulle gesê het, julle is verkeerd. En hulle het erken, Fearon, jy is reg, ons was verkeerd. Maar die probleem is nooit gekorrigeer nie. En daarom het ons hier die absolute brutale verkeerde vertaling en baie Christene sal hulle hele kop op 'n blok sit vir daardie vertaling en sê, maar dit is wat die Bybel sê. Mense veroordeel, gebaseer op jou interpretasie en jou verkeerde vertaling. Nou vandag wil ek julle verder vat om hierdie hele punt te demonstreer. Nou die evangelie van Johannes, Johannes 1 vers 14 toe. Nou Johannes 1 vers 14 sê die woord het vlees geword en tussen ons kom woon. Baie bekende vers. Mense gebruik weer, die fundamentele Christene gebruik het oor en oor om te sê die woord
die logos, party vertalings sal die oorspronklike Griekse woord gebruik, sê die logos het vlees geword en tussen ons kom woon, om te sê dit is dan Jesus, Jesus is die logos, hy het mens geword en tussen ons kom woon. Hy is dus die Messias, die mens wat gekom het, en hy word dan ook die Christus genoem, en baie sal sê, maar Christus is dan die Griekse term wat Messias beteken, wat die Hebreëse term is. Verkeerd. So in Johannes 1 vers 14, as jy dit nou gaan Google, dan sal dit vir jou sê, dit gaan oor 4 goed. Die eerste een sê, Jesus is die woord, wat mens geword het. En Jesus, die woord wat mens geword het, kom woon dan tussen mense. Dis die tweede punt. Die derde punt is, so het Jesus sy glorie bewys deur aan die kruis te sterf, en die vierde punt is, en so het hy ons dan na hom toe geroep. So dit is alles gebaseer op die vertaling van Johannes 1 vers 14, wat sê, die woord die logos het mens geword en tussen ons kom woon. Nou vat ek jou na die Grieks toe, en ek sal dit opsit dat jy dit kan sien. Kai o logos, nou het ons die logos, sarx, egeneto, kai, eskenosen en emin. Dit is die oorspronklike Grieks, nou die Afrikaanse vertaling wat sê die woord het vlees geword en tussen ons kom woon, of mens geword en tussen ons kom woon, afhangende van wat 'n vertaling jy lees. Die twee laaste woorde, en emin, vertaal ons dan met tussen ons. Nou, en emin, as jy in enige Griekse woordeboek gaan kyk, as jy enige Griekse agtergrond het, as jy enige Griekse kennis het en al ooit die Griekse vertalings gedoen het, en emin kan nie tussen ons beteken nie. Dit kan nie sê die woord het mens geword en tussen ons kom woon nie. Dit beteken binne in ons, binne in jou. Die woord het vlees geword en binne in jou kom woon. En dis hoe die logos dan vlees word, deur binne in jou te kom woon. Nou vir baie Christene is dit absoluut problematies, en dit is die oorspronklike Griekse woorde. Nie wat ek sê nie, wat jou Griekse Bybel sê. Gaan lees bietjie vir 'n slag jou Bybel. So die woord die logos het vlees geword deur binne in ons te kom woon. Hy praat nie van Jesus nie, hy praat van Christus, die mind, die konsep van die bewussyn van God. Die bewussyn van God het 'n vleeslike vorm aangeneem. Dis wat Johannes 1 vers 14 sê. Deur binne in die mens, binne in jou te kom woon. Nou dit het verrykende gevolge vir die verstaan van die ganse evangelie van Johannes. Baie ander verse waarna ons in die toekoms sal gaan kyk, as jy dit terugverwys hiernatoe, verstaan jy vir die eerste keer wat Jesus self gesê het, en wat hy geleer het. Nou my vraag vandag is, en dis hoekom ek begin het met Fearon se letter aan Weigel, die vertalingskommissie wat die RSV, of die Revised Standard Version vertaal het in 1946. Julle sonder 'n sekere groep, of 'n klein minderheidsgroep binne die samelewing af, julle maak hulle die sondebok op grond van hierdie Bybelvertaling, wat verkeerd is, en julle verklaar julle self dan as iemand wat kan oordeel en sê, hierdie mense kan nie in die geregtigheid van God deel nie. Dit is absoluut fataal, want dit kring weier uit. Dit het nie net gebly by mense met 'n ander seksuele oriëntasie nie. Dit kring uit in diskriminasie teenoor enige iemand wat anders as jy is. Jy kan nie deel wees van die righteousness of God, die geregtigheid van God nie, want dit sê so en so en so, gebaseer op 'n verkeerde vertaling. Nou as Johannes bylees, wat sê Johannes dan eintlik vir ons in Johannes 1 vers 14? Hy sê, alle mense, ongeag velkleur, en dit gaan 'n bietjie hard wees vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap, alle mense, ongeag velkleur, ongeag taal, ongeag kultuur, ongeag seksuele oriëntasie, ongeag wat se labels jy ook aan mense wil hang en om hulle nekke wil sit, alle mense is dieselfde, want die bewussyn van God het vlees geword deur in elke mens te kom woon. Die bewussyn van God is in elke mens.
ongeag wie en wat jy is. Jou geld koop nie vir jou die bewussyn van God nie. Jou taal en jou geskiedenis gee nie vir jou die bewussyn van God nie. Jou kerk toe gaan gee nie vir jou die bewussyn van God nie. Die feit wat Johannes 1 vers 14 sê is, jy kry die bewussyn van God, want dit is God se bewussyn wat na jou toe kom en binne in jou kom woon, en dis hoekom Paulus sê, jou liggaam is die tempel van God, soos die liggaam van elke ander persoon ook is. Nou ja, baie sal my wil teer en veer vandag, maar hierdie is die Griekse Bybel. Dit is verkeerd vertaal in die Afrikaanse Bybel, dit is verkeerd vertaal in die Engelse Bybel, want dit gaan oor magsposisies wat mense wil beskerm. Ons is die uitverkorenes en nie julle nie. En ons moet vir 'n slag die Bybel lees, en wat die Bybel regtig sê, begin verstaan, en dit leef. So die volgende punt sal wees, as ons almal die bewussyn van God in ons het, wat die evangelie van Johannes sê ons wel het, wat Paulus later herhaal, hoekom is dit dat baie mense dit nie eers weet nie, dit nie wil glo nie, en dit dus ook glad nie leef nie? Nou dit is 'n vraag vir 'n ander keer. Kom ons volstaan daarby vandag, en gaan bietjie in jou eie brein en die privaatheid van jou eie gebedslewe, en vra vir jouself die vraag af, leef ek dit, wat Johannes 1 vers 14 sê, dat die bewussyn van God, die Logos, het vleesvorm aangeneem, deur binne in my, en binne in jou, te kom leef. Sien jou volgende week.